So, kom ons begin met 'n ernstige openingsgebed. Openingsgebed wat sê, Hemelse Vader, dankie vir elke ma en dogter wat vandag hier is. Dankie dat U families liefhet. Dankie dat U verhoudings herstel. Maak ons harte oop om te hoor wat U vandag vir ons wil leer. So Romeine, die Protea, God se werk van groei. So nou, hy moet help dat ons groei, net soos dat hy Protea moet groei. En die Protea groei in droogtes, so ons verheug ons ook in die verdrukking, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk en die lydsaamheid beproewing en die beproefdheid hoop. So Romeine 5 vers 3 tot 5 sê vir ons verheug ons. So die Protea is eers van Suid-Afrika se mooiste blomme. Is dit nie? Kyk hoe mooi lyk dit hier vandag met al die tafeldoeke en dit is pragtig. My ma en sussie het dit spesiaal gemaak vir hierdie funksie. So baie dankie ook aan elkeen van julle wat 'n inset het om hierdie plekkie so mooi te maak. Sonder julle is ons ook niks. So, maar voordat ons die blom sien, gebeur baie dinge onder die oppervlak. Die plant ontwikkel wortels, dit oorleef droogtes, dit weerstaan storms, dit groei stadig, dan eendag blom dit. Verhoudings werk dieselfde. Ons wens soms dat ons verhoudings maklik moet wees, maar God gebruik tyd om die verhoudings te vorm. Daai is wat tyd vat om 'n mooi verhouding te vorm. Hy gebruik moeilike omstandighede om by 'n volkome opregte verhouding. So dit vat tyd. Hy gebruik ook teleurstellings in jou lewe. Daar moet konflik wees, anders gaan ons nie groei nie. Ons gaan nie mekaar leer ken nie, maar ons moet nie konflik onder die mat instoot nie. Ons moet dit hanteer vir daai uitkoms. So, hy gebruik selfs teleurstellings. Partykeer stel kinders ons teleur, partykeer stel jou ma jou teleur. Baie kinders sukkel met ouers, met probleme, dan is hulle emosioneel ook geskenk. So daai elke ding speel 'n rol. Elke ervaring kan ons help groei. So moenie moedeloos wees as daar probleme is nie, wees bly, want dan kom daar 'n mooi uitkoms. Watter uitdagings het julle verhouding al sterker gemaak? So, dink 'n bietjie, is daar iemand wat wil sê, help dit? Of wil Lisa vir ons 'n intervleksievragie doen, of een van julle, wat het julle deur moeilike tye geleer? Leer ons iets deur moeilike tye? Is daar iemand wat sommer so spontaan ietsie wil sê? Ek sal graag ietsie wil sê. Jy kan, kom staan en dan praat jy lekker hard. Dit is baie goed om te deel. Julle baie jare terug nou, dit is heel wat paar jare terug, het dit op 'n stadium met my redelik sleg gegaan en ek het gewonder wat gaan aan. En toe het ek besef dat ek is seker die Here is besig om iets te doen om my voor te berei vir iets anderste, maar ek was nie seker wat nie. En toe het daar 'n tydsverloop van omtrent 'n jaar verbygegaan, waarin ek swaar gekry het, 'n hele jaar. En toe die jaar verby is, toe besef ek eers, hoekom het ek swaar gekry? Want dit het my voorberei op die toekoms, waar ek geen, wat nog erger sou gewees het, of wat erger was, waar ek toe nou glad nie 'n werk gehad het nie, en ek het glad nie geweet wat die toekoms my inhou nie. Voor die tyd, terwyl ek swaar gekry het, het ek 'n werk gehad. Maar ek het op daai stadium het dit vir my verskriklik gevoel. En eers toe ek glad nie 'n werk het nie, toe besef ek, dis waarvoor die Here my 'n hele jaar voorberei het. So dis al wat ek wil sê. Fantasties, sien julle?
So werk die Here se reddende regterhand oor ons. Deur storms werk hy. So die parel, God se werk van vorming. Hy vorm ons soos hy ons wil hê. Romeine 8 vers 28 sê, en ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie uitwerk. Sien, presies vir haar getuienis. So, 'n parel begin nie as iets moois nie, dit begin wanneer iets die bester interpreteer. Die oester reageer deur die laagie op laagie beskerming te vorm. Met tyd word die irritasie 'n kosbare parel. So baie ma's en dogters dra seer kry. Soms is daar misverstande, soms is daar teleurstellings, soms is daar woorde wat seer maak. God se plan is nie om die pyn te ontken nie. Ons moet dit erken, want erkenning maak ons gesond. Ons moet dit ervaar. Ervaar jou pyn en erken dit en werk dit deur. Wanneer ons dit onder die mat instoot is wanneer daai siekte van depressie inkom en angstigheid want ons hanteer dit nie en verslawing, al daai goedjies kom in as ons dit nie hanteer, daai misverstand. Of God se plan is nie om die pyn te ontken nie. Soms is daar teleurstelling, so sy plan is om dit te gebruik om iets moois te vorm. Net soos daai parel wat uit 'n oester kom. So waar daar genade kom, groei vertroue. Sien julle, daai genade moet ons ook erken met mekaar en God se genade moet ons ontvang. So waar daar genesing kom, groei ons. En dis wat ons wil hê. Daai intimiteit met mekaar. So ons is hier vandag saam op vir intimiteit. So wat beteken vergifnis vir jou? Maak dit jou regtig vry? Of wil ons bitter bly teenoor mekaar? Mense, vergifnis is daai gif wat ons laat gaan. Let's go. Dit is wat dit is. Jy moet loslaat. Dit is vergifnis. Ons kan nie klou nie. En ek sien mense bly bitter. En dis ook deel van die wortel wat ons hanteer het van hoogmoed en trots. Ons is hoogmoed as ons nie wil vergewe nie. Dan wil ons bitter uit in ons harte dra. En ons moet dit gaan bely en mekaar vergewe. Dis hoekom ons hier is vandag. Ons gaan nog die versoening doen en regtig mense kies vandag om daai te laat gaan. Loslaat. Waarom is vergifnis soms moeilik? Want daai persoon het my so seer gemaak. So hy verdien nie daai vergifnis nie. Dis hoe ons redeneer in ons harte. So, nee, ek gaan jou uit my lewe uitsluit, ek gaan jou vergewe, maar ek gaan jou nie weer inbring nie. Dis ook verkeerd. Jesus soek daai versoening. Hoe kan God pyn gebruik om groei te bring in ons lewens? So, skryf dit in julle boekie neer. Ons gaan dit later vandag bietjie lekker hanteer. So, die sleutelgedagte is God spesialiseer daarin om parels uit moeilike omstandighede te vorm. So julle mooi verhouding word gevorm uit moeilike omstandighede. Hoe anders gaan daar mooi wees as dit heeltyd net goed gaan en lekker? Hoe gaan ons dan mekaar leer ken? So God se ontwerp vir die verhouding is nou uit in Genesis 1 vers 27. En God het die mens geskape na sy beeld. Genesis 2 vers 18. Dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Dis hoekom hy ons mense geskape het, man en vrou, ma en dogter. So van die begin af het God mense vir verhouding geskep. Ons is geskep vir verhouding met God. Baie belangrik, ek het gesê jou primêre doel is om God se liefde te aanvaar. Verhouding. Dan verhouding met familie, verhouding met ander mense. God self leef in verhoudings. So die Vader, die Seun en die Heilige Gees leef in volmaakte eenheid. Vader, Seun, Heilige Gees, wanneer ons gesonde verhoudings bou,
weerspieël ons iets van God se karakter. So het ons God se karakter in ons, dis waarheen ons moet strewe. Verhouding is daarom nie net 'n sosiale behoefte nie. Dit is deel van God se ontwerp. So, dis hoekom ons hier is vandag en ons het 2 keer 'n maand Bybelstudie. Ons streef na heiligmaking. Verhouding, om nader aan God te kom, laat ons sy hartklop kan voel. In sy spore kan bly, en sy soem vashou. Dis wat dit is. So, ons gaan later 'n lekker aktiwiteit doen, laat ma's en dokters mekaar antwoord. Wat geniet ek die meeste van ons verhouding? Ons gaan lekker gesels nou om 'n tafel en elke persoon 2 minute om te deel. En as die van julle is wat dingetjies wil regmaak, is lekker grasperke hier agter, julle kan julle stoele vat en gaan. Koop daai 5 minute uit en gemaak die saak uit, want ons het die Heilige Gees ingenooi en hy is hier teenwoordig. So, kom ons moenie hierdie kans laat verbygaan vandag nie. Julle daar op Facebook ook. Gaan en maak die saakies reg. So, wat geniet ek die meeste van ons verhouding? Gaan gesels daaroor, gee elke persoon 2 minute. So, ons is geskep vir verhouding, omdat ons geskep is na die beeld van die verhouding met God. So die unieke band tussen ma en dogter is nou, uit Spreuke 1, vers 8 en 9. My seun, luister na die tug van jou vader en verwerp die onderwysing van jou moeder nie, want dit sal 'n lieflike kans vir jou hoof wees en kettinge van jou hals. So ons moet gehoorsaam wees. Ons moenie rebelleer teen ons ouers nie. Dis moeilik soms. Ek weet, tieners kan daarin baie rebelleer. So ons praat met die dogters ook vandag. Of jy jonk of oud is, ons rebelleer uit seer, uit harde woorde. Maar nou ja, ons gaan werk daaraan. Ons gaan vergifnis gee en werk daaraan. So, daar is baie belangrike verhoudings in die lewe, maar die verhouding tussen 'n ma en dogter is uniek. Dit is so mooi, kyk net daar, sit 'n beeldskone vroukie met haar pragtige dogtertjie. Die mooiste krulhaartjies en kyk net, daai dogtertjie wil al op 5 jaar 'n Vrouedag bywoon saam met mamma. Dit is fantasties. So, daar's baie belangrike verhoudings in die lewe, maar die verhoudings tussen 'n ma en dogter, dis spesiaal, dis delikaat. So 'n ma is dikwels die eerste vroulike voorbeeld wat 'n dogter ken. So jy's die voorbeeld. So hier kom dit nou in, as ons emosioneel sukkel, dan lei ons kinders daaronder. Dis hoekom ek gesê het emosioneel. Kinders skryf ouers af as gevolg van emosionele wonde wat hulle begin laat. En baie keer is dit verslawing. Julle is baie hartseer wat daar buite aangaan. Mamas wat lê, wat dwelms gebruik, wat drink. En die kinders trek swaar, maar dis nie 'n rede om jou moeder af te skryf nie. Bly lief vir jou ouers, al sit hulle op die ashoop. Regtig, ek wil regtig die kinders net bemoedig, want ek weet, kinders skryf deesdae so maklik hulle ouers af. 'n Ma is dikwels die eerste vroulike voorbeeld. So wees daai voorbeeld. Deur die ma leer 'n dogter baie oor haar identiteit, haar waardes, vrou wees, verhouding, geloof. 'n Dogter kyk nie net na wat haar ma sê nie. Sy kyk ook na wat haar ma doen. Sy sien hoe haar ma reageer op probleme. Sy sien hoe haar ma anders mense behandel. Sy sien hoe haar ma God dien. Daarom het ma's besondere invloed. Dogters het egter ook invloed. Dogters leer ma's dikwels nuwe lesse oor liefde, geduld, vertrouheid en afhanklikheid van God. Daai afhanklikheid is 'n baie belangrike ding wat jy net by jou ma kan leer, of jou versorger. Wie is jou versorger? Dalk is dit deur 'n ouma of 'n tannie, maar daar moet iemand wees wat hierdie voorbeeld van liefde en geduld is.
en afhanklikheid van God. So, Bybelse voorbeelde is Naomi en Rut, uit Rut 1 vers 16. Waar u gaan, sal ek gaan, en waar u vertoef, sal ek vertoef. Hoewel Naomi nie Rut se biologiese moeder was nie, sien ons hoe 'n diep geestelike verhouding gevorm was. So baie van ons het geestelike mammas wat vir ons ietsie leer. So, watter positiewe eienskap het jy van jou ma geleer? Liefde, omgee. Wat bewonder jy die meeste van jou dogter? Daar moet iets wees wat so mooi is. Nee? So, hoe kan julle mekaar geestelik ondersteun? Al tweeetjies saam. Hoe? So, ek sien die tienermeisies is net so warm vir Jesus. En waar leer hulle dit? Soos daai Annemark wat ek ontmoet het. Sy is net so 'n dogter wat baie oop is in die gees. So, God gebruik ma's en dogters om mekaar te vorm op die ou einde van die dag. Ons moet mekaar vorm, positief, liefde gee, die ervaring van ons verhoudings nou. Hoe ervaar ons verhoudings met ons kinders? Psalm 139 vers 24 sê, deurgrond my, o God, en ken my hart. Deurgrond my elke dag. Ons moet in ons binnekamer gaan en dit bepeins, deurgrond my, o God, en ken my hart. So voordat ons 'n verhouding kan verbeter, moet ons eerlik kyk waar ons staan. Hierdie oefeninge gaan nie oor skuld nie. Waar gaan ek nou skuldgevoelens opbou nie? Nee, dit gaan oor groei. Elke verhouding het sterkpunte. Daar's negatief en positief. Elke mens het maar sy voorkant en sy agterkant, maar ons moet mekaar respekteer daarin. Elke verhouding het daai sterkpunt. Elke verhouding het groeigeleenthede. So daai selfvaluering gee elke persoon 'n punt uit 10. So ons gaan dit nou lekker oor om die tafel doen. Dan gaan ons penne vat en ons gaan daai oefening doen. Jammer vir die wat nie hier is nie, julle gaan dit nou uitmis en dit is die lekkerste van die dag, is daai. So, ons verhouding vandag, gee vir elkeen 'n papier, ons gaan lekker skryf en bou. Goed, die boustene van 'n gesonde verhouding kom uit Efesiërs 4 vers 32. Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar en vergewe mekaar. Soos 'n huis 'n fondasie nodig het, die verhouding ook boustene nodig. So ons gaan kyk nou na daai boustene van verhoudings. Ons het nou boustene van geloof al gedoen. Nou gaan dit daai bousteen 1. Nommer 1 is liefde. Liefde, genade. Niemand is perfek nie. Niks is perfek in die lewe nie. Ons moet regtig, as ons lei aan daai perfeksionisme, moet ons dit aflê. Want niks is perfek nie. Ons moenie ons kinders wil perfek hê nie. Dis moeilik. Want omdat ons swaar gekry het, dan sukkel ons met daai perfeksionisme. En ons het mos geleer van trots. Wat is die masker agter daai trots? Die lae selfbeeld, verwerping, al daai goedjies sit ons self mee as ouers vandag. En ons moet gesond word daarvan. So die derde een is, dis genade, niemand is perfek nie, ons almal maak foute. So vergewe jouself op. Dis belangrik, as jy iets verkeerd in hart gesê het, vergewe, vra daai vergifnis en gaan en vergewe jouself. Die tweede een is genade. Niemand is perfek nie, ons almal maak foute. En dan ook liefde. Het ons gesê, liefde, kies om die beste in die ander persoon te sien. So, met watter oë kyk ons? Ons moet kyk hoe Jesus kyk. Jesus kyk na ons met ander oë en hy sien jou seer, hy ken alles. Maar mense, hoe kyk mense na ons? Ons moet nie omgee nie. Wonder net, hoe kyk Jesus na ons?
So die derde steen is vergifnis. Niemand is perfek nie, ons almal maak foute. En maak dit reg. Baie belangrik. En dan, die vierde een, geduld. Groei neem tyd. Dis hoekom ons sê, dis 'n 6 maande kursus. Want is 'n proses, daar is nie 'n quick fix nie. Ons moet deur baie goedjies werk. So, gee jouself daai tyd. Dan, die 5de een is respek. Ons behandel mekaar met waardigheid. Kom ons begin mense behandel soos wat ons behandel wil word. Ons bly mens, ons maak foute. Ons is nie een perfek nie, maar ons kan elke dag van vooraf begin. Dis die ding. Val maar, staan net weer op. So gesonde verhoudings word gebou op liefde, nie op perfeksie nie. Sien julle daai liefde, liefde, onvoorwaardelike liefde, aan die wat dit ook nie verdien nie. Onvoorwaardelike liefde. Kommunikasie wat lewe bring, is uit Jakobus 1 vers 19. Elke mens moet flink wees om te luister, stadig om te praat en stadig om kwaad te word. So julle, ons word so gou kwaad, ons wip onsself so vinnig. So kom ons leer daai skrifgie, memoriseer dit. Sit dit onder jou voete, loop daarop en slaap daarop, sodat ons dit kan begin uitoefen. So, baie verhoudingsprobleme begin nie by 'n gebrek aan liefde nie. Hulle begin by swak kommunikasie. Kommunikasie is bo aan die lys by huwelike, kinders, elke ding. Ons hoor mekaar nie altyd reg nie. Ons luister en ons neem self aan en sal misverstand, dan sal konflik. So, God roep ons om beter luisteraars te wees. Baie belangrik, luisteraars. En 'n mens faal daarin, maar ons moet net probeer. So 3 beginsels is luister om te verstaan. So julle, luister om te verstaan. Nie net om te antwoord nie, praat met respek. Selfs wanneer jy verskil. Kies woorde wat opbou. Efesiërs 4 vers 29 sê, laat daar geen vuil woord uit jou mond uitgaan nie, maar net een wat goed is vir die nodige stigting. So, ma praat vir 2 minute, ons gaan nou daai praktiese ding doen, en dan gaan ons dat julle 'n bietjie eenkant gaan, genesing van seer en teleurstellings. Psalm 147 vers 3 is ons lese van genesing uit die hart. Hy genees die gebrokenis van hart en verbind hulle wonde. Heilige Gees self doen dit. So, geen verhouding is perfek nie. Selfs die beste ma en die liefste dogter maak soms foute. Ons sê soms dinge wat ons nie bedoel nie. Ons verstaan mekaar soms verkeerd. Ons stel mekaar soms teleur. Die vraag is nie of daar seer kry gaan wees nie. So, die vraag is wat ons daarmee gaan doen. Wat gaan jy doen? Kwaad bly? Of gaan jy vergewe en versoening gee? God se plan is nooit dat seer kry 'n permanente muur tussen 2 mense moet word nie. Hy wil hê dit moet 'n brug word na genesing. So, gee daai genesing. Laat dit toe. Tekens van onverwerkte seer. Kom ons kyk 'n bietjie nou. Wat se tekens sal daar wees van onverwerkte seer? Dit is vermyding van gesprekke. Ek wil dit nie uitpraat nie. Bitterheid, onvergewensgesindheid, 'n gebrek aan vertroue. Dan is dit emosionele afstande. So is daar areas in ons verhoudings wat nog genesing nodig het. Kom ons delf bietjie en kyk. Ja, ek is seker elkeen van ons het dit. En ons gaan die praktiese oefeningkies nou doen en dan gaan ons kyk. Genesing begin wanneer waarheid en genade ontmoet. Jo, net genade en die waarheid maak jou vry. Ons sê altyd, wat maak jou vry? 3 dinge, bely, bidsame regverdige en
raak vry en laat staan dit. So, ons moet bely, erken, dan is jy vry. Maar as ons trots is, dan is dit 'n probleem. So die invloed van die ma en dogter verhouding op ons verhouding met God die Vader. So as jy mense verhoudingsprobleme het, gaan jy 'n probleem met jou Abba Vader daarbo ook hê. Jy gaan nie kan bid, Bybel lees, nie. Dit het net 'n impak op jou verhouding met die Vader. So Romeine 8 vers 15 sê, julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba Vader. So, ons verhouding met ons aardse ouers beïnvloed dikwels hoe ons God sien. Indien 'n kind liefde, veiligheid en aanvaarding ervaar het, vind sy dit dikwels makliker om God as 'n liefdevolle Vader te vertrou. Dit het regtig 'n impak, dit het, né? So wanneer daar seerkry was, kan dit soms moeiliker wees, maar hier is die goeie nuus. God is nie beperk deur ons aardse ervarings nie. Hy is die volmaakte Vader. So eienskappe van God die Vader is, hy is getrou. Jy kan hom vertrou, hy is liefdevol, hy is geduldig met jou, hy vergewe, hy verlaat ons nooit. So, hy vat jou sondes van die ooste na die weste toe en dis klaar. En dan moet jy ook aanbeweeg. Dis hoekom ons moet klaarmaak met gister se probleme, want vandag is 'n nuwe dag. Jesaja 49 vers 15 sê, kan 'n vrou haar sygeling vergeet? Selfs hulle kan vergeet, maar ek sal jou nie vergeet nie. So hoe beïnvloed my ervaring van familie my siening van God? Dit speel ook 'n baie groot rol. God nooi ons om hom te leer ken soos hy werklik is. So die invloed van die verhouding op die wandel met Jesus. Uit Johannes 13 vers 34 staan daar, julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief gehad het. Dit is God se droom, dat ons mekaar moet lief hê soos wat hy jou lief het. So Jesus het voortdurende verhoudings beklemtoon. Hy het nie net mense geleer nie, hy het saam met hulle geleef. Hy het geluister, hy het vergewe, hy het gedien. Hy het lief gehad toe hy op die aarde was. En ons moet net sy rol kom volmaak. Maar wat gaan aan in ons omgewing? Wat gaan aan in die wêreld? Wanneer ma's en dogters leer om mekaar lief te hê soos Jesus lief gehad het, word hulle meer soos Christus. So dis waarna ons streef. Wanneer ma's en dogters leer om mekaar lief te hê soos Jesus lief het, word hulle meer en meer en meer soos Christus. So, hoe wys Jesus liefde? Hoe wys ek liefde? Maar kan ek meer soos Jesus wees? Kan ons? Dis moeilik. Want wat vra hy van ons? Nederigheid. En daai nederigheid woordjie is 'n moeilike ding, 'n werkswoord. So nederigheid moet ons altyd probeer toepas. Skryf een manier neer waarop jy hierdie week Jesus se liefde aan jou ma of dogter gaan wys. So ons verhouding met Jesus word sigbaar in hoe ons ander mense behandel. So dit is waar ons wil verbeter. Ons verhouding met Jesus word sigbaar in hoe ons ander mense behandel. So gaan uit en gaan leef dit. Galasiërs 5 vers 22 gaan juis oor die Heilige Gees en gesonde verhoudings, die vrug van die Gees. Dit sê vir ons, maar die vrug van die Gees is liefde, vrede en lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Daai selfbeheersing is die moeilike ene. Jy moet jouself beheer sodat Jesus oor jou kan sing. Breek hom op in lettergrepe en dan gaan jy daai selfbeheersing kan toepas, want jy gaan nie Jesus teleurstelling nie,
want hy's in jou. Hy moet jou help en jou daai krag gee om daai selfbeheersing toe te pas. So ons kan nie gesonde verhoudings op ons eie krag bou nie, ons het Heilige Gees nodig, ons het die hulp van mense nodig. Wanneer die Heilige Gees in ons werk, luister ons beter, vergewe ons makliker, praat ons sagter, reageer ons wyser. Die Heilige Gees help ons om anders op te tree as wat ons natuurlik sou doen. So, ons moet verstaan, wat is die Heilige Gees en gesonde verhoudings. Dit alles kan ons nie sonder die Heilige Gees doen nie. Dis hoekom ons hom altyd moet innooi in ons binnekant in. Want jy bestaan uit gees, siel en liggaam, sodat daai geesmens kan verhouding hê, maar jou siel moet gesond word. So daai siel is die een wat besoedel is, en ons moet hom skoon kry met die Heilige Gees. So, ons gaan 'n aktiwiteit doen van lees die vrug van die Gees, laat elke persoon antwoord op dit. Dan is daar 'n gebed wat sê, Heilige Gees, vorm my hart. Help my om lief te hê soos Jesus liefhet. Help my om geduldig, vriendelik en genadig te wees. Amen. So ons kan niks doen sonder dat ons kan in ons binnekamer gaan en vir hom vra. Help my om so te wees. Gesonde verhoudings is die vrug van 'n lewe wat deur die Heilige Gees gelei word. So hy moet jou konstant lei. Die afsluiting en toewyding is vandag het ons geleer, soos die protea groei, groei verhoudings. Soos die parels gevorm word, vorm God ons deur elke seisoen van die lewe. Gesonde verhoudings vereis liefde, vergifnis, genade en doelbewuste investings. So ons verhouding met mekaar beïnvloed ons verhouding met God. So ons het gesê, as jy nie 'n verhouding met God het nie, gaan jy sukkel om met jou naaste verhouding te hê. So, jy gaan krities wees, jy gaan kwaai wees. Jy gaan raak soos die boelie op die boeliebus. So, kom ons laat gaan dit vandag. Vat hierdie geleentheid aan en laat gaan dit. So, gesonde verhoudings vereis daai liefde, vergifnis, genade en selfbewuste. Die verhouding met mekaar beïnvloed ons verhouding met God. Dis 'n waarheid. God wil herstel bring waar daar seerkry is. Nie een van ons spring seerkry vry nie, maar hy wil die herstel bring. So, God wil herstel bring. Die Heilige Gees help ons om gesonde verhoudings te bou. So, nooi ma en dogters om hande vas te hou. Ons gaan sê, kyk vir mekaar, 'n oomblik na mekaar, dank God, stilweg vir hierdie persoon. Dink aan een dingetjie wat jy waardeer van haar. Dink aan een manier waarop jy hierdie verhouding wil versterk. So, 'n seëngebed waarmee ek graag wil afsluit is, Hemelse Vader, dankie vir elke ma, dankie vir elke dogter, dankie vir die unieke band wat U geskep het. Waar daar vreugde is, vermeerder dit. Waar daar seerkry is, genees dit. Waar daar afstand is, herstel dit. Waar daar liefde is, laat dit groei. Help ons om soos proteas te blom en soos parels gevorm te word. Mag ons altyd onthou dat ons kosbaar is in U oë. In Jesus naam, amen. So, die finale uitdaging is wanneer julle vandag huis toe gaan, vra julle self af, wat is die een klein dingetjie wat ek hierdie week kan doen om ons verhouding beter te maak? Want sterk verhoudings word nie in een groot oomblik gebreek nie. So sorg dat daai verhouding nou sterk is, want Jesus se derde string vleg in julle verhouding in om dit sterk te hou. So julle word gebou deur baie klein oomblikke van liefde dag na dag.
So 'n protea en 'n parel, kosbaar in sy oë. So dit is waarna ons moet strewe, is verhouding, liefde en geduld met mekaar. So baie dankie vir die van julle wat hier saam ingeskakel het. Wees geseënd.